Soos die woord koolstof, het jy al nie weer gehoor. Maar baie van hierdie goede gaan brand spanking new vir jou wees. Wat fyn is, okay, so jou gedagte moet wees nuwe woorde. Ek leer nuwe woorde te leer. Okay, maar eers 'n bietjie inligting. Die hele hoofstuk se naam is organiese chemie. Organies. Back in the day, ek gaan nou 'n bietjie lees wat hulle daar sê. Organies back in the day was beskou as lewend. So die woord organies equals lewend. Okay? So hulle gedink alles wat lewend is gemaak van hierdie een boublokkie en dit is koolstof. Jy ken die koolstof, waar is koolstof nou weer? Hier is hy op die periodieke tabel. Moet ek my periodieke tabel op 'n ander plek sit? Kan julle sien? Jy moet sê julle nie kan sien. Okay, waar is koolstof? Daar's hy. Hy is super spesiaal. Hoekom? Jy het in graad 10 gelees. So hierdie gaan nie vir my werk nie. Jy het in graad 10 gelees hoekom hy spesiaal is, geleer, want hy het 4 valens elektrone by hy af. Dit nou weer. Dit beteken hy het altesaam het hy 6 elektrone, maar valens beteken buitenste energievlak het hy 4. Okay, en daai 4 is ongepaard. So as jy so kyk, in ons Loe struktuur het ons beteken 1, 2, 3, 4. Nee, so hy's 4 ongepaarde elektrone wat kan bind. En daai rede, die feit dat hy so lyk, hy's klein, is in die tweede periode. Hy het 4 valense elektrone, beteken hy maak ongelooflike verbindings met homself en met klomp ander dinge. So organiese chemie gaan oor die chemie van koolstof en back in the day het hulle gedink koolstof is lewend. So, alles wat lewendig is maak van koolstof en koolstof is lewendig. En toe 'n slim ou in 1828 daarin geslaag om irium, so dit is 'n basisbousteen van klomp van die goed wat ons maak deesdae. Irium gevat, of irium gemaak, en dit nog is lewendig, vanuit anorganiese stowwe. Nou die woord anorganies beteken nie lewend. Organies lewend, anorganies lewend. So hy het iets lewends gemaak as iets nie lewends en toe besef hulle ook dit is nie waar dit gaan nie. Okay, die woord organies het gebly. Nou organiese chemie vandag is koolstofverbindings met waterstof, suurstof, stikstof, swaar, fosfor en halogene. Waar is die halogene nou weer? Dis hierdie oudjies, daai halogene. Nou daar is 'n ongelooflike wêreld van organiese chemie. Ons gaan nie na alles kyk nie. Okay, so as jy niemand van julle doen jy kan ons add maths en dan kry jy add science. Niemand doen add science nie. Ja, as jy dit sou doen, sê jy nog verder gegaan het, maar ons gaan net na 'n klein stukkie van organiese chemie. Okay, so ons gaan nie na verbindings kyk met, ek moet net gaan mooi, na stikstof, swaal of fosfor nie. Julle sou die van julle wat lewens neem, gaan van hierdie goeders raak en dan gaan julle sê, okay, dis hoe dit so word genoem in lewens. Maar ons gaan nie na al die aminosure en daardie nie, dit sal universiteit wees. Goed, so, omdat koolstof 4 valense elektrone het, ek het dit al vir jou genoem, en hulle maklik kan vermeng. Nou, vermeng het ons vinnig na gekyk in graad 11, die Engelse woord daarvoor is hybridization. Dis was 'n orbitale so met mekaar meng en dan maak dit die S en die P orbitaal, dan maak dit 'n SP orbitaal. Okay, so omdat dit maklik kan vermeng, kan hy maklike kovalente bindings stop. Wat is kovalente weer? Soos 'n syfer, hulle is. Ja, nou is. Ja. Okay, ek het dis 3 soorte bindings, ek kry metaalbindings, kovalente bindings en ioniese bindings. Hulle deel wat? Hulle deel elektrone. Ioniese verbindings is daar oordrag van elektrone, die een gee die ander vat, en metaalbindings is net klomp elektrone oral. 'n See van elektrone, kovalente bindings deel hulle. Okay. So koolstof kan maklike kovalente bindings maak en dan kry jy nou enkel, dubbel en triple bindings. Okay. So dit is waar ek nou wil hê jy moet vir my daar bo aan jou eerste bladsy skryf jy organiese chemie. Okay. Ek sal nog 'n klas uitgee. En hierdie ene mens. Okay, so. Goed, so jy het organiese chemie wat jy vir my neerskryf, organiese chemie. Datum is vandag die 15de Januarie 2026. Ja, okay. So, organiese chemie gaan jy eers vir my sê, dit is die chemie van koolstof.
Jy gaan vir my sê koolstof. Okay, en nou as jy wetenskaplike, jy's lui maar effektief. Wat beteken in plaas van koolstof skryf, kan jy ook net 'n C skryf. Ja, maar maak nou seker jou C is 'n hoofletter C en dan lyk nie weird nie, lyk nie soos 'n sirkel nie. Okay? Die chemie van koolstof en koolstof het 4 valens elektrone. Okay, en dan teken jy van die loosstruktuur 1, 2, 3, 4. Okay, dan kan ons maak 3 soorte bindings. Ons kan maak 'n enkel binding, 'n enkel koolstofbinding. Sê nou maak hulle dit so maklik as moontlik maak. Daai ene met 4 waterstowwe. Enkel. Okay, dan kan ons dubbel koolstofbindings maak. Okay, en ek gaan nou iets teken wat jy al gesien het van tevore, maar nog nie baie nie. Ek gaan teen vir jou teken. Hy lyk so. Nou, wat is hierdie streepies nou weer? Hierdie is die Cooper notasie. Maar in plaas van 2 elektrone teken jy 'n streepie en 'n streepie verteenwoordig 'n binding. Die Cooper notasie, daar's 'n dubbelbinding. Hallo, welkom. Dis reg. En dan die laaste ene daar is 'n trippelbinding. Trippel. En dit is 'n koolstof trippelbinding met 'n ander koolstof en 'n waterstof en 'n waterstof. Okay. Nou hierdie is vir jou nie te reg aan die begin. Moenie worry nie. Maar ek wil hê jy moet vir jou sien daar is enkel, dubbel, trippelbindings en dan net 'n vinnige recap nou weer van 1920. Laas jaar, is dit nou? Hierdie is 'n enkel binding. Ons het gesê dit is 'n kovalente binding en dit is die eerste kovalente binding wat beteken dit is die sigma kovalente binding. Okay, daaroor? Sigma beteken die eerste binding. En toe het ons weer hierso is 2 kovalente bindings. Die eerste ene is die sigma binding en die tweede binding is die pi of die pi binding. Raai julle dit? Dit was hoofstuk 3 van graad 11. 'n Pi binding, ja. En dan by trippelbinding, die eerste een is 'n sigma en dan het jy 'n pi binding en 'n pi binding. Okay. En toe het ek nog vir jou so 'n dingetjie gehad en gedraai en gesê 'n sigma binding nie net draai die molekule as geheel nie, die 2 atome weg van mekaar draai ook so. En 'n sigma binding kan hulle draai. Maar sodra jy 'n dubbelbinding bysit, dan sê my so, dan is dit moeilik om so te draai en dan breek hulle. So 'n sigma binding breek en dan vorm. Ag nee, sigma nie, pi binding. Breek en vorm en breek en vorm en breek en vorm. Kan jy sien, Pieter? Kan jy sien toe daaronder? Nee. O. So half. Okay. Goed. Nou die volgende gedeelte wat hier onder is, kan jy hier lees. Nee, dat nie. 'n bietjie so raai. Ek gaan net want hierdie eerste bladsy is nie so super belangrik nie. Okay? So ek highlight, julle skryf neer wat belangrik is. Okay. So kom ons maak so. Nou waar kom, okay, skus. So organiese chemie, die rede hoekom dit so groot chemie is, dit is 'n groot hoofstuk is alles wat jy rondom jou sien, is gemaak van koolstof. Okay? So jou hare, koolstof. Papel, koolstof. Fotosappie, koolstof. Koolstof, pen, koolstof. Soos letterlik alles is gemaak van koolstof met goeders van. Okay? So ons kan letterlik 'n hele hoofstuk vat en net na klere kyk. Nou kan ons 'n hele hoofstuk vat en net na jou tafel kyk en 'n hele hoofstuk en dan net hoofstuk. So dit is 'n moeilike ding. Okay? So maar nou die volgende ding, okay. Hoe is gemaak van koolstof? Die plastiek is gemaak van koolstof. Dit is gemaak van jy is gemaak van koolstof. Waar kom al die koolstof vandaan? Nee, jy kry dan natuurlik hier. Jy kry natuurlik die boom en die tafel self gemaak waar dan die boom. Maar die klere wat jy dra, ek dink almal se klere is sinteties. Okay, so daar's baie ander chemikalieë by. Dis net maar die basisstruktuur van 'n lang koolstof kan wees.
So waar kom al die koolstowwe vandaan? Okay, so ons het twee bronne waar hierdie goed vandaan kom. Die eerste ene is koolstofdioksied. Okay, so soos wat jou asemhaal so produseer jy baie belangrike stowwe. Okay, so julle weet deur koolstofdioksied word gevorm deur fotosintese in 'n plant, né? So sê nou maar jy vat koolstofdioksied, jy vat water en dan is daar 'n eksotermiese reaksie en dan vorm daar suiker in die plant en die plant gee die koolstofdioksied af. Okay. Goed, so daar is die eerste plek waar 'n koolstofstruktuur gevorm word. Jy gebruik koolstofdioksied en dit vorm hierdie suiker. En jy weet met plante gebruik hulle om klere en papier en wat te maak. Okay. Maar die volgende ene is sinteties. Wat beteken sinteties nou weer? Wat sê jy? Dis nie natuurlik nie, fake, nee, mensgemaak, geforseer. Okay? So die tweede ene is 'n kan jy sien? Sintetiese sintese wag ene. O, julle. Dis kyk so as dit weer gaan. Okay. Sintese van fossiel brandstowwe. Nou waar dinge kry ons fossiel brandstowwe vandaan? Ja? Onder die grond, nee, wat hulle uit myne, so kom ons myne het en dan kry hulle nou vir ons verskillende goeder. So die een is steenkool, word uitgehaal en dan word steenkool verwerk, hoofsaaklik in plastiek en kunsmis, in vervaardiging van brandstof en ander stowwe soos plastiek en kunsmis. Ons het petroleum, petrol, die basis van petrol. En dan kry ons petrol en jy kry ander koolstofketTINGs ook en dan natuurlike gasse, soos wat in 'n myn kom, dan natuurlike gasse uit, soos metaangas, butaangas en hulle vang daai gasse op, baie gevaarlike giftige gasse, maar hulle vang dit op en dan maak hulle weer ander goeder daarmee, propaan, butaan en dit word omgesit in vloeibare brandstowwe soos diesel. Okay. Goed, so die drie hoof bronne, sintetiese bronne wat ons kry, steenkool, petroleum en natuurlike gasse en dit word deur mynwerk gekry. As ek hier onder diamant en grafiet is nie bronne van koolstof nie, want niemand gaan 'n diamant vat en hom verwerk en 'n potlood maak nie. Okay? En niemand gaan grafiet vat en dit verder verwerk nie, hulle gebruik dit as 'n potlood of as steenkool, soos charcoal of wat ook al. Jy gaan dit nie verder verwerk nie. Okay, so wat jy vir my neerskryf daar is bronne van koolstof. Die eerste bron is koolstofdioksied in fotosintese. En dan los jy gaan net vir my daar oop. En die tweede ene is fossiel brandstowwe. En jy kry, wat het ons al gesê, steenkool. En petroleum en natuurlike gasse. Okay. Nou hierso by fotosintese wil ek hier moet vir my skryf daai vergelyking wat ons gehad het koolstofdioksied en water gee vir jou ja. CS6, ja. Okay. In hierdie vergelyking het ons organiese stowwe en anorganiese stowwe. Ons het ook reagense en produkte. Okay. Linden, gee vir my asseblief die naam van die organiese reagens. Okay, hoe het jy geweet is hy? So hy is die organiese
organiese en hulle albei is obviously reagens. Hoe weet jy is organies? Hy het koolstof in. So dan is water is dan die anorganiese reagens. Okay, so hulle vra dit. Gee die naam van gee dit hulle. Okay, so en wie gee vir my die naam van die anorganiese produk? Die anorganiese produk. Wat is sy naam? Wat is sy naam? Sê met die naam. Okay, soos jy gaan nie net maar sê suurstof nie. Jy gaan sê suurstofgas. Maar dit is 'n gas wat word. Okay. So hierdie is almal produkte en dan is daai natuurlik organies. Hy sê organiese produk. Ja. Organies, anorganies. Anorganies. Okay. Laat ek net hier vir die mense wat video's kyk. Hierdie is reagense. Hierdie is produkte. Hierdie is anorganies. Organies. Hierdie is organies. Okay, goed. Nou is ek by jou tweede bladsy. Okay, jy het obviously nie die bladsy nie. En ek gaan nou hier praat en ek gaan skryf. Nou hierdie tweede bladsy, bladsy 2 en bladsy 3 in jou notas, is die belangrikste bladsye in jou hele hoofstuk. Okay, want hulle het die opsomming, so bladsy 2 en bladsy 3, van al die definisies en die opsomming van die basis van die nuwe taal. Okay, so wat ek hier op bladsy 2 het, is die funksionele groepe en die homoloë reekse. Okay, so dis is in 'n nuwe taal, jou selfstandige woorde en jou werkwoorde byvoorbeeld. Okay, so dit is die basis van wat 'n taal vorm. So hierso is jou funksionele groepe en jou homoloë reekse. Jou funksionele groepe is die ding wat die groep bymekaar bring wat hom dieselfde maak. Okay, dis hoe hy lyk en 'n homoloë reeks is sy naam. Okay, so die funksionele groep is hoe die ding lyk en die homoloë reeks is die ding se naam. Okay, homo, wat beteken homo? Dieselfde. So homoloë reeks, die reeks wat dieselfde is en die funksionele groep, die ding wat sy funksie gee. Okay. So in hierdie gedeelte gaan ek nou praat van families, soos jou van, die familienaam, jou van en dan jou voor. Okay. So jo. Hoe ek hierdie gaan sê. Die potgieters, nee? Dat was het goede van hulle en dan is nog goeie. Dis allemaal daar nog nie, nee? Sê weer? Die hele gesin. Nee, ek weet, daar sê nog een potgieter. En sê nog een potgieter, 3 potgieters. Nee, maar is nog nie. O, jy is in die direction. Okay, goed, maar ek praat spesifiek van die potgieters, nee? Hulle boeties lyk 'n bietjie dieselfde. Ja, nie helemaal dieselfde nie, maar bietjie dieselfde. Reg? Okay, so as jy hulle lank voor sien, hulle almal is besonder lank en dan is daar bietjie trek heen en weer. So ons kan sê die potgieters het almal eienskappe wat dieselfde is. Hulle almal is redelik lank en hulle kom in vlees. Né? Sien ons jou môre nog ooit wat van vlees is. Okay? Maar dan hulle name Dian Ardu Lawrence en wat sê hy? Die name gee hulle elke identiteit en ietsiekie wat anders is. Nee, as toe julle die eerste keer, okay, julle kom al van tyd met hulle saam, maar mense wat hulle die eerste keer ontmoet is, soos zijn. Totdat julle bietjie leer ken en jy soos die een bietjie ander, bietjie ander soos. Okay, dieselfde hierso. Ons gaan familie sê, wat as jy hulle net eers sien, dan denk jy soos, hulle lyk dieselfde. En dan jy sê, maar jy sien wat anders is, jy sien iets wat anders is, so hulle name gaan 'n klein bietjie verskil, maar die vanne gaan almal dieselfde. Okay. Goed. So julle gaan doen, ek gaan myself oriënteer. Dink julle gaan doen 7. Ja, 7 homoloë reekse. Of is dit nou 8? Dis 8. Okay.
Goed, so, die homoloreeks wat julle gaan noem, is of gaan kry is die alkane, alkene, alkyne. Alkane, alkene, alkyne. Die haloalkane, daar staan alkyl halides, maar ons gaan meer praat van haloalkane. Die alkohole, of alkanole word hulle ook genoem. Die aldehyde, ketone, karboksielsure en die esters. Okay, en dan is daar nog klomp, dit is nog baie, ons gaan net daardie 8 doen. Okay, so gaan hulle weer sê, alkane, alkene, alkyne. Haloalkane, alkohole, aldehydes, ketone, karboksielsure en die esters. Dit is die families wat ons gaan beskou. Okay, so dit is die homoloreeks, is die familie se naam. Dan het hulle elke ene 'n funksionele groep wat hulle uniek maak. So elke familie het 'n groep en hoe hy lyk wat hom uniek maak. Okay. So hierbo staan die definisie van 'n funksionele groep. Dit sê dis 'n verbinding of 'n atoom of 'n groep atome. So as jy die definisie neerskryf, moet jy al daai opskryf. 'n verbinding of 'n atoom of 'n groep atome wat die fisiese en chemiese eienskappe van 'n groep organiese verbindings bepaal. Okay. So die funksionele groep gee die funksie van die groep. Hy bepaal hoe gaan hy optree. Okay. So wat jy nou vir my gaan doen is jy gaan vir my 'n tabel trek. Jy kan dit sommer op jou tweede bladsy trek want ek dink jy het nog plekkie. Jy kan sien jy gaan na 5 kolomme hê. En dan gaan jy 8 rye, 9 rye hê want jy het 'n opskrif ook. So 5 kolomme, 9 rye en jy kan dit die hele bladsy vol maak. So space dit baie groot. En jou opskrifte gaan natuurlik wees homoloreeks en dan struktuur van funksionele groep. Goed, nou die eerste een wat ons daar het, is die alkane. Okay? Die alkane is die eenvoudigste groep wat daar is. Hulle is in hakies die boringste struktuur, maar ook die boublokkie van alles. So alkane, hoe hy lyk, is hy's 'n koolstof met net enkelbindings. Enkel. Okay? Sy funksionele groep, sy enkelbindings het nie 'n naam nie, dis net enkelbindings. Ja. Omdat dit 'n alkane is dit enkel A, maar jy kan ook praat net van dit is 'n alkaan. Alkaan is dit 'n dubbel. Okay. Okay. So hierdie strukture
is nie net een koolstofketting nie. Baie keer is dit ongelooflik lank. Soos jy kan 'n koolstofketting kry wat soveel, soos daar 6 koolstowwe is. En dan het hulle nou aanhangsels daarso. Okay? Of jy kan net 2 hê. Of jy kan 100 hê. Okay? Nou ons gaan nie elke keer net of al hierdie strukture wys en teken en wat ook al nie. Jy wil gaan baie keer 'n molekulêre formule skryf. Nou wat is 'n molekulêre formule nou? As ek vir jou vra, gee vir my die molekulêre formule van koolstofdioksied. Wat gaan jy vir my gee? CO2. Jy kon ook vir my gegee het C-O-O-O. Nee, maar daai is dan sy struktuurformule. Dit is hoe sy struktuur hoe sy struktuur lyk. Hierdie is sy molekulêre formule. So in plaas van elke keer die hele ding uitskryf, kan ons dit ook net verkort en net die struktuur gee. So ek kan ook hierso vir jou sê nou maar hierdie bindings, want elke koolstof het 4 valens elektrone, so elke koolstof met 4 bindings maak. So hierso kon ek nou nog koolstowwe ingesit het, of ek kon suurstowwe ingesit het, of wat ook al. Maar waterstowwe is amper soos 'n stopper. Hy maak hom vol. Okay? So sê nou ek wil nie nog ander fancy goeders bysit nie, ek wil eintlik net 'n hoofkoolstofketting hê. Dan sit ek hom vol waterstowwe. So sy molekulêre formule gaan wees C6H14. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nou hoe dit ding is het ek hierdie so vinnig gekry. Ek het definitief nie so vinnig getel nie. Okay, ek kan hierso vir jou sê hierdie gaan wees C2H6. Okay, hoe kry ek hom so vinnig? Met 'n algemene formule. Nou in wiskunde het julle al rye en reekse gedoen, né? Julle favourite hoofstuk. Ja, naas finansies, statistiek. Is dit nie altyd daai hoofstuk wat mense nie van hou nie? Ja? Kyk, nou rye en reekse het 'n doel. Hierso is een van die doele. Is ons het 'n algemene formule vir hierdie koolstofketings. Dat ons nie elke keer alles hoef te gaan tel nie. Ons kan net sê, hy behoort aan die alkaan familie. Sy algemene formule is CnH2n plus 2. Dit is sy algemene formule. CnH2n plus 2. Okay, ja? Wat is daai genoem wat mens byvoorbeeld nou aan landketting soms begin sê Ons kom nog daar. Okay. Goed, so ek gaan gou hierso recap. Ons is besig met die eerste familie. Okay, en ek doen dit stadig want dit is baie nuwe goed verby. Ons is besig met die alkaan familie. Wat is spesiaal van die alkaan familie? Hulle het net enkelbindings. So jy kan sien hierbo het ek net enkelbindings geteken. Okay, nou versigtig. As ek sê net enkelbindings, bedoel ek tussen koolstof. Tussen 'n koolstof en 'n koolstof is daar 'n enkelbinding. Okay, want ons kry dubbelbindings en trippelbindings. Ons kry dubbelbindings tussen koolstof en dubbelbindings tussen koolstof en ander goeders ook. Okay, so mooi fokus. Waar is die goed waarvan ons praat? So as dit tussen die koolstowwe enkelbindings is, behoort dit aan die alkaan homoloë reeks, die alkaan familie. Sy funksionele groep, hoe hy lyk so. Okay? En ek kan lang ketting sê, ek kan kort ketting sê, ek kan wat ook al hê. So ek wil graag 'n algemene formule hê hoe om by sy molekulêre formule uit te kom. Okay, dis 'n algemene formule. Waarvoor staan hierdie goed? Die N staan vir die hoeveelheid koolstowwe. Okay, so as jy so kyk, 1 2 3 4 5 6 koolstowwe, C6. Dan hoeveel waterstowwe is daar? 6 maal 2 is 12 plus 2 is 14, 4. Okay, goed. Alles wat op hierdie bladsy is, moet jy leer. Okay, soos uit jou kop uit gaan memoriseer. Okay? Ek kan nou nog iets sê. Goed, 2 goeders. Nou, hierdie familie hy behoort aan die alkaan familie, maar as ons sy naam gaan gee, dan gaan ons hom 'n agtervoegsel gee. Okay? So hoor van mooi, daai een daarbo se naam is hexaan. Daai een wat ek reg geteken het, se naam is etaan. Daai een wat daar geteken het, se naam is metaan. So hoor julle almal het 'n aan.
So daai aan agtervoegsel is sy van, dis sy familie waarin hy hoort. Die heks met et vooraan is sy eie naam. Okay, en daai sê vir jou hoeveel koolstowwe is daar. En wat beteken heks? 'n heksagon. Heks beteken 6. En daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstowwe. So is heks 6 aan, want daar's net enkel bindings. Hierdie is etaan, so et beteken 2. Hierdie se naam, as hy nou waterstof gehad het, sou dit gewees het metaan, want met beteken 1. Kyk. Laaste wat ek julle wil sê. Hier kan julle sien dat ek nou nie waterstowwe bygesit het. Okay? Hoekom nie? Want as ek sy struktuur van sy funksionele groep teken ek sy basiese boublokkie. Ek teken as waaruit bestaan hy en wat kan ek vereenvoudig maak. So daai is sy basiese struktuur van 'n alkaan. Ek kan 100 teken, ek kan net 1 teken. Okay? Ek kan teken dat daar koolstowwe bo en onder en regs en links is, of dit kan alles net in 'n ry wees of dit kan 'n sirkel wees, maak nie saak nie, maar sy basiese struktuur is 1 koolstof en 1. So wanneer hulle vir jou vra net so 'n eksamen, teken die struktuurformule van die funksionele groep. Struktuurformule teken die struktuur van die funksionele groep, sy basiese tekenteken, dan teken jy dit sonder waterstof of enigiets anders. Jy teken hom net so. Sharp. Okay. Maar sodra ek vir jou vra, teken die struktuur van heksaan. Dan los ek dit nie oop nie. Ek sê spesifiek heksaan. Dan moet daar 6 koolstowwe wees. Aan, dan moet net enkel bindings wees. En dan maak jy hom altyd vol, die ander bindings met waterstof. Okay. Is julle met my? Goed, dan die volgende, is daar enige vraag? Die volgende een wat ons daar het, is die alkene. Dis die volgende familie. Die alkene, nou hoe hulle lyk, is 'n koolstof wat 'n dubbelbinding het met 'n ander koolstof. 'n Koolstof met 'n dubbelbinding met 'n ander koolstof. Okay, nou hoeveel, waar trek ek nou met my vraag? Anke, hoeveel bindings kan elke koolstof maak? Hoeveel valens elektrone het koolstof? 6. Nee, 4. So elke koolstof kan 4 bindings maak. Hierso is 1, 2, so lank. So hy kan maak 3, 4. En hierdie een kan ook maak 3, 4. Okay, juffrou, hoekom teken jy dit so weird teen 'n hoekie? Okay, jy kan hom teken bo en regs of bo en onder, maak nie saak nie. Maar ons weet dat elektrone stoot mekaar weg so ver as moontlik van mekaar af, né? So daai stoot mekaar eintlik weg dat hy teen so 'n vreemde hoekie daar sal moet. Jy kan hom so teken, maar jy kan ook hom teken daar en daar of bo en onder of wherever. Maak nie saak nie. Okay, so die alkeen familie het 'n koolstof dubbelbinding koolstof. En dan vul jy nou in nog koolstowwe of waterstof of suurstowwe of wat ook al. Okay. So kom ons kyk gou, sê nou maar. Hierdie was gewees waterstof, 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 waterstof. Wat sal sy algemene formule wees? Kyk of jy dit kan uitfigure. Ja. Nee. Sê? Yes, so dis CnH2n. Okay. Nou, mag party van julle wonder, ek weet nie of julle al so ver wonder nie. Kom maar, wie sê dit? Okay, goed. Onthou dat ek vir julle iets vertel van die boek wat ek nou lees, as ek nou klaar is. Okay. So, julle mag dalk nou wonder, maar juffrou, hoe lyk as dit elke keer 'n dubbelbinding? Nee, want as jy gehad het koolstof dubbelbinding, koolstof dubbelbinding, koolstof dubbelbinding, dan sal geen ander waterstowwe nie. Okay? En dit kan gebeur, maar hierdie organiese verbindings, as hy so sou lyk, nê, waterstof so sou lyk, en sou dit nie baie lank so gebly het nie, want dubbelbindings is verskriklik reaktief.
Okay? So hy sou dalk oorleef het vir 'n split sekonde en dan sou hy begin reageer het met iets anders. So jy kan dit kry, maar jy kry dit nie eintlik so baie in die natuur so nie. So julle sin wat julle in graad 12 gaan doen, gaan 99% van die tyd net een dubbelbinding hê en dan gaan dit 'n enkelbinding wees. Okay. Daar mag dalk 2 wees, maar die kans is baie skraal. Okay, op universiteit gaan jy dalk 2 of 3 kry. Right. Nou, so daai ene sê vir my, okay, hy behoort aan die alkeen familie, so sy van gaan wees 1. Okay, so byvoorbeeld et, want daar's 2, eten. Hierdie ene gaan wees 1, 2, 3, 4. 4 is biet, teen. Okay, julle gaan nog by die biet en die goeders kom. Okay, so die voorvoegsel is weer hoeveel koolstof daar is en die agtervoegsel hier is 1. Okay, in Engels is dit een. So dis nie soos een menende een ding nie. Dis nou maar net van die alkeen af. Okay, so ek is besig om 'n boek te lees wat gaan oor, ek gaan nou baie vinnig vertel, maar dit gaan oor hoe die skoolstruktuur soos wat hy nou opgestel is in die lewe, julle kreatiwiteit wegvat en julle dommer maak eintlik. Nee? Wat ek daarmee bedoel is, daar's 'n teorie wat sê as jy 1000 ure aan iets spandeer, dan gaan jy soos 'n professioneel kan wees daarin. Nee, as jy oefen. En dan mense begin nou sê, okay, kinders moet nou van 2, 3 af soos as jy wil hulle moet klavier doen, moet hulle klavier. Dis wat hulle doen. Jy het nou gekies jou kind gaan klavier doen en dan is dit al wat hulle doen, morning doen en dan klavier. Dan gaan hulle eendag great wees in klavier. Okay? En hierdie boek oppose daai ding. Hy sê jy moet tot en met 12 moet jy alles doen wat jy moontlik kan doen en dan van 12 af kan jy begin spesialiseer, einde van 16 af meer spesialiseer. Okay? En dan ek is nou besig in die deel van die boek wat sê dat onderwysers moet nie kinders vir hulle sê wat om te weet nie. Julle moet dit uitfigure. En ek moet net daai proses guide. Okay, en dit is baie moeilik in ons kurrikulum om dit te doen want ons is gedruk vir tyd en die toetse is nie so opgestel nie en. Maar dit is uit en uit hoekom ek onderwys gaan studeer het. Is ek voel soos julle breine is amazing en ek wil eintlik net julle help om daar uit te kom. Okay? So ek gaan dit is my fokus hierdie jaar. Ek hoop ek hou daarby. Is om julle te challenge om uit te figure wat volgende gebeur. Okay? Chill met my. Goed, so in daai sin, wanneer julle is alkyne, soos dit alkane, alkene, alkyne. Wanneer is dit trippelbinding, okay? So teken daar vir jouself. Ek gaan nou niks invul totdat julle invul dit nie. Koolstof, dubbel, koolstof, binding, trippelbinding, koolstof. So hoeveel ander bindings kan hy dan nou maak? Nog. Okay? Dink julle hy is meer reaktief as alkene of minder? Meer, want hy het meer meervoudige bindings wat maak dat hy vinnig gaan reageer en is onstabiel. Okay? En hoe gaan sy algemeen vorm? Okay, maar kom ons maak, want jy het nou net een voorbeeld vanaf die werk. Teken, sit nog op koolstof uit. En dan sit jy nog op koolstof uit. Nee, so sonder die trippelbinding, net, so jy gaan, wat jy gaan doen, is jy gaan sit trippelbinding, dit is jou eerste ene, dan hierdie ene gaan jou tweede ene wees en hierdie ene gaan jou derde ene wees. Wacht, sorry, derde ene wees. Teken hom, skryf jou waterstowwe in, tel hoeveel is daar van elkeen en maak 'n patroon. Nee, jy moet dit allemaal gebruik om 'n patroontjie uit te figure. Koolstowwe gaan maklik wees, nee. Yes. Koolstowwe is 2, 4. Waterstowwe.
So my instruksie aan jou is, vind die algemene formule in die ry en reekse ding. Dat jy daai het, ja? Wag, CN, HN plus 2, nee. Wag, CN, nee, want hierdie ene gaan dan wees, gaan nie uitwerk nie, nee? Dit gesê CN, HN plus 2. Hier is 3 koolstof, so C3H5, dat is nie 5 nie. Ja? Nee. Ja. C2N. CN, H2N. Yes. Okay, so hy is CnH2n minus 2. So hierdie het 'n trippelbinding. So. Okay, en sy familienaam, sy wat ook al, is Y. So jy gaan hierso hê, etyn. Hierdie is 3 is propyn. Hierdie is 4 is butyn. Okay, ek gaan nog met die biet en die goeders kom. Ek moet kyk of ek vir julle iets wou daar sê. Okay, nou hoekom laat ek julle hierdie goeders doen? Ek kan obviously gesê van die breinontwikkeling en blablabla. Hoekom laat ek julle dit doen? Want, sê nou maar jy kom met 'n toets op eksamen en jy het nou vergeet wat is die algemene formule. Want hulle vra jou, hier die algemene formule van. Nou sê jy maar as jy gaan 'n miljoen van hierdie goedjies teken, jy kan hom teken. Dan kan jy gaan uitfigure wat dit algemene formule. Okay? Goed, die volgende ene is hallo alkaan. Nou die rede hoekom ek stelletjies daar gesit het is tweevoudig. Die een is hieronder, want die bladsy nou daarop kom. Die ander ene is, hier sien ek 2 name. En party handboeke en gedagtegange sê dat hallo alkane, is nie eintlik 'n familiegroep op sy eie nie. Hy's eintlik deel van die alkane en dan die hallo deel is maar eintlik net sy naam wat bykom. Okay, so daar is 2 gedagtegange daarbey. Sodra ek die party van julle was nie gister daar nie, hier nie. Sodra ek by die departement se opleiding was weer aan die begin van die jaar, dan sal ek hoor wat sê die departement nou hierdie jaar. Is dit nou 'n familiegroep op sy eie of val hy onder die alkane? Okay. So to be confirmed. Maar sover ek dit nou het, kan jy hom sien as op sy eie, die hallo alkane. Nou, hallo klink soos die halogene en dis presies wat dit is. Dit is 'n alkaan wat een van die halogene by hom het. Okay? Ekskuus tog. So jy sal sien wanneer ons hom nou gaan teken, gaan ek 'n X teken, want in die plek van X kan enige van daai 4 halogene wees. Okay. So by hallo alkane gaan jy 'n alkaan, wat is 'n alkaan nou weer? Enkelbinding. En dan het hy 'n halogeen gebind aan hom. Hy kan of net 1 halogeen gebind hê, of hy kan 4 halogene gebind hê, of hy kan net 2 hê, of hy kan 3 hê, of wat ook al. Okay. So daai X verteenwoordig 'n halogeen. So jy gaan sien ek het nie 'n agtervoegsel daar nie, want hy het nie 'n agtervoegsel nie. Hy gaan 'n voorvoegsel hê. Soos as dit kloor is, gaan dit wees chlorometaan. As dit 'n broom is, dan gaan dit wees bromoetaan of metaan of wat ook al. Nou wil ek hoor, Jamari, wat dink jy gaan die voorvoegsel wees as dit jodium is? As dit fluor is? Nee, fluoro. So is chloro, bromo, fluoro. Of as dit jodium is, iodo. Hy is die een wat weer is, iodo. Okay. So jy gaan hê chloro of bromo of fluoro of iodo. Maar dis alles voorvoegsels. Nie agtervoegsels nie, voorvoegsels. Wat is 'n voorvoegsel in Engels? 'n prefix. Wat is 'n agtervoegsel in Engels? Suffix. Okay. Goed, sy algemene formule. Kan julle hom uitfigure?
Okay, so dit gaan nou wees, sê nou maar, daar's 'n X, of daar's 'n X, of daar's 'n X, of hy kan op die punte ook wees. So wat gaan sy algemene formule wees? Wag, jy kan nie sê minus X, nie, maar daar is 'n X. Wat jy nog sê? Nou moet ten minste 'n X wees, ja. En koolstof en waterstof. Wag, C, jy bedoel H en plus X. Nee. Ja. Yes. So dit gaan wees Cn, hoe sê? En dan H2N. Nou, by die alkane, want onthou dis 'n halo-alkaan. So by die alkaan het jy gesê plus 2. Maar nou is daar 'n Xie wat een van die waterstowwe se plek vat. Okay? So jy gaan net een waterstof ekstra bysit en dan 'n X. Okay, en onthou in 'n toetsofeksamen, as hulle vra vir die algemene formule, dan gaan jy nou sê X, maar as hulle vra vir die spesifieke formule, dan gaan jy nou chloor of jodium of brom of wat ek al bysit. Okay. Dan ja. Plus 1 onder X bo. So plus 1 waterstof en dan 'n X. Okay. So daai is so half die basiese strukture. So hulle kan ons klompgoeders van maak. Dis die alkane, teen alkyne en alkylhalides of die haloalkane. Dan kom ons nou by die funky goeders. Okay, die volgende ene is die alkohole of die alkanole, want jy word 'n nol as jy alkohol drink. Okay, dan sien jy daar is 'n 1 graad, 2 graad, 3 graad onderaan. Dit is jou nota vir wanneer jy nou gaan leer wat ook al, dat jy verskillende soorte alkohole kry. Jy kry 'n primêre alkohol, 'n sekondêre alkohol en 'n tersiêre alkohol. Maar ons kom nog daarby. Okay, dis net jou notaatjie om dit te onthou. Ja? Sê weer? Daar is die grade. 1 graad. 2 graad. Okay, nou hoe lyk 'n alkohol? 'n Alkohol is 'n koolstof. En dan het hy 'n hidroksiedgroep aan hom. Leandri, hoe lyk 'n hidroksiedgroep nou weer? Yes. So, nou is die vraag. Gaan jy eers teken 'n H en dan 'n O? Of gaan jy teken CO en dan 'n H? Wat sê een, Gina? En dink, jy was nie vir die eerste 5 minute hier nie, so ek verskoon jou. Amonei, dink aan valens elektrone wanneer jy hierdie beantwoord. Dit gaan wees OH. Hoekom? Want suurstof is in groep 6 en hy 2 valensie elektrone, wat beteken hy kan 2 bindings maak. En waterstof is in groep 1, hy kan uit 1 valensie elektron, hy kan net 1 binding maak. So hierdie is onmoontlik. Okay, dan is my volgende vraag, Gina, nou is ek terug by jou. So dit gaan wees COH, maar ek teken hom teen so 'n weird hoekie. Jy kan hom teken as COH, of jy kan hom opteken of afteken of links of regs, maar ek teken hom teen so 'n weird hoekie. Hoekom? Ja? Ja? Dis waar, maar dis nie die antwoord wat ek soek nie, ja? Ja, maar hoekom is daar grade? Nee, nie hierdie grade nie, nie die 1, 2, 3 grade nie. Maar om sy grade te wys, maar hoekom is daar grade? Charles? Linden? Elektrone. As jy onthou hoofstuk 3 van laas jaar, het ons gesê dat suurstof het 6 valensie elektrone. 1, 2, wat ek gou 3, 4, 5, 6. So daar gaan 'n waterstof kan vind en daar gaan 'n waterstof kan vind, of 'n waterstof en 'n koolstof. So hy 2 alleenpaar elektrone wat so 'n hoekie maak.
wat verskriklik belangrik is, daai deel, die feit dat hy so 'n hoekie maak, is ongelooflik belangrik, want dit bepaal sy intermolekulêre kragte, dit maak dat alkohol optree soos wat hy optree. Okay, so jy hoef